Genesing van konflik, Jakobus 4 vers 7 tot 10. Verlede week het Jakobus ons vertel van die oorsake van konflik. En vandag kyk ons na wat ons kan doen om konflik in ons lewens op te los. Niemand van ons hou van konflik nie, en sou het waardeer as alles eerder klopdisselboom geloop het. Maar konflik is onvermydelik in ons samelewing. En dis is die groter vraag, wat doen ek daarmee? Hoe hanteer ek dit? Is daar 'n manier om dinge te ontlont? Jakobus gee vir ons 5 opdragte in vandag se gedeelte. En dis nie maar net opsies of suggesties of voorstelle nie, maar dinge wat ons moet gaan doen om ontslae te raak van konflik. 'n Paar van hulle kom selfs met beloftes daarin gekoppel. Hierdie 5 opdragte pas soos 'n legkaart in mekaar. En jy kan nie maar net een doen en die res vergeet nie. Al 5 is nodig. Die eerste opdrag is om jouself aan God te onderwerp. As ek graag God se genade wil beleef, moet ek myself aan hom onderwerp. Die woord beteken letterlik om ingelid te kom. Dit is soos wanneer troepe op parade staan of marcheer, om in pas te wees. As een van hulle so 'n halwe trekkie uitgelid is, die kant toe of daai kant toe, is dit duidelik sigbaar omdat die lyn nou 'n kinkel in het. Die sersant sal dan sorg dat daardie soldaat die bulderende boodskap kry dat hy ingelid moet kom. Hy moet oplyn met al die ander. Hierdie militêre woord van om jouself te onderwerp of om ingelid te kom, beteken dat jy gehoorsaam is aan die sersant en presies doen wat hy beveel. Die duiwel sê, ek wil, maar Jesus sê, laat u wil geskied. Jesus het homself onderwerp aan die wil en die plan van God die Vader. Daar is niks meer belangrik wat vir God plesier sal verskaf nie. Daar is niks meer belangrik vir 'n konflik as om God se wil te soek en jouself ondergeskik te stel, in lyn te kom met God se wil nie. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dus aan God. Julle moet gehoorsaam wees aan God. Wees gehoorsaam aan God en net aan hom. Wys dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Ons almal het al die lied gesing, I surrender all. Ek gee beheer oor aan u, Here. As dit jou gebed is, sal jou lewe getransformeer word. Een van die redes hoekom jy konflik tans in jou lewe beleef, is omdat jy nie alles oorgegee het nie. Is jou alles werklik op die altaar? Het jy jou hele lewe aan God oorgegee vandag? Kom in lyn, kom in pas, gee jouself oor. Hoe doen mens dit in die praktyk? Hoe onderwerp ek myself aan God? Eerstens, deur sy woord te ken en te gehoorsaam. Die dag as jy tot bekering kom, gee jou lewe oor aan Christus as jou Here en Meester. Maar, as jy nie gedurig die Bybel lees, dit memoriseer en luister na sy woord nie, sal jy nie weet hoe om God te volg en in gehoorsaamheid met hom te wandel nie. Christene wat nie getrou God se woord, die Bybel bestudeer nie, vind dit onmoontlik om oorgegewe aan God te leef. Hulle sal op die ou end stadig wegdryf, afwesig geraak sonder verlof of gevangenes word van die vyand. Maar om God se woord te ken is maar net die helfte. Om dit te gehoorsaam is die ander helfte. As jy 'n hoorder is, maar nie 'n doener nie, mislei jy jouself en is jy reeds 'n gevangene van die vyand. En tweedens, deur sy wil vir my lewe te vertrou, veral wanneer dinge nie sin maak nie of moeilik gaan. Wanneer iets slegs in ons lewens gebeur, is ons in die versoeking om God se goedheid en wysheid te bevraagteken of weg te dryf van hom. Die skrif leer egter dat God beide soewerein en goed is. Hy is in beheer van alles en hy gebruik alles ten goeie vir sy kinders. Glo jy dit in tye waar dit moeilik gaan? Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Jesaja 55 vers 8, my gedagtes is anders as julle sin, en julle paaie is nie my paaie nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat ek doen hoër as wat julle doen, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Is ek gewillig om God te vertrou, veral in moeilike of verwarrende tye wanneer dinge nie vir my sin maak nie? Is ek gewillig om soos Jesus te bid, laat u wil geskied, nie my wil nie? Kan ek soos Paulus kies om nie bekommerd te wees oor enigiets nie?
maar om alles in gebed met danksegging en smeking bekend te maak aan God, sodat sy vrede die wag kan hou oor my hart en gedagtes. Jesus sê in Matteus 6, moenie gedurig loop en julle bekommer nie, moenie van vroeg tot laat vra, gaan ek genoeg hê om te eet, of gaan ek genoeg hê om aan te trek nie. Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. Derdens, deur te erken dat om nie oorgegewe te wees aan God nie, alreeds beteken dat ek oorgegewe is aan die duiwel. Dis die implikasie van Jakobus se woorde. Gee jouself oor aan God, maar weerstaan die duiwel en hy sal van jou al wegvlug. Al is jy kwaad vir God oor iets wat hy toegelaat het in jou lewe, of nie vir jou gegee het nie, is die realiteit dat as ek nie myself aan God oorgee in sulke tye nie, het ek reeds oorgegee aan die duiwel. Duiwel werk graag deur hulle wat ongehoorsaam is, want ons lewe soos die wêreld en ongehoorsaamheid aan God, volg ons die duiwel, selfs al is dit net op 'n spesifieke terrein. Satan is 'n rebel van die begin af, en wanneer ons kies om ongehoorsaam te wees aan God, maak ons die deur oop vir Satan, wat baie gevaarlik kan wees. Die duiwel kom net om te steel, dood te maak en te verwoes. Iemand het 5 maniere gelys oor hoe die duiwel vaste plek in jou lewe probeer kry. Hy kan dit doen deur jou verhoudings met ander mense. Spandeer jy meer tyd met ongelowiges as met gelowiges? Oppas vir hulle subtiele invloed. Die duiwel sal jou ook stilletjies aanval deur jou in die versoeking te lei om so besig te raak met goeie dinge, dat jy uiteindelik uitbrand. Voel jy gedreineer en swak, of aan die einde van jou betrokkenheid of bediening? Oppas. Maak seker jy doen net dit wat God vir jou gesê het om te doen. Die duiwel probeer ook 'n vaste plek in jou lewe te kry deur jou te probeer oortuig dat godsdiens 'n goeie plaasvervanger is vir 'n verhouding met Jesus. Oppas vir allerlei uiterlike rituele en maak seker jy spandeer genoeg tyd met Jesus. Die duiwel kry maklik vaste plek as die kulturele norme wat in kontras is met die Bybelse riglyne vir ons aanvaarbaar begin raak. Die meerderheid is egter nie reg nie. Oppas vir tropmentaliteit om die skares te wil volg. Net omdat iets normaal begin lyk, maak dit nie eties reg nie. Die duiwel kry 'n vaste plek as ek trots in my lewe toelaat. Oppas vir arrogansie en beterweterigheid, dit lei tot blinde trots. Trots is wat die Satan tot 'n val gebring het. Laat 'n nederige benadering jou lewe beheers. C.S. Lewis skryf, a proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that's above you. Don't just talk about Christ, be like Christ. The world needs less Christians talking about their faith and more people living it out daily in front of them. Christians should live in the world, but not be filled with it. A ship lives in the water, but if the water gets into the ship, she goes to the bottom. So Christians may live in the world, but if the world gets into them, they sink. Is ek regtig oorgegewe aan God? Om wêrelds te wees is om my eie pad te loop in plaas van God se pad. Om herlewing te beleef moet ek kies om aan gelid te kom, om oorgegewe te leef aan God. Die tweede opdrag is om die duiwel te weerstaan. Jy kan nie jouself oorgee aan God sonder om weerstand te bied teen die duiwel nie. Om nader aan God te kom beteken om nee te sê vir die duiwel. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Kan dit wees dat dit die duiwel is wat jou onvergenoegd laat voel, wat jou laat kla oor die lot wat jou getref het? Kan die oorsprong van jou rusteloosheid dalk satanies wees? Kan jou verskonings vir jou gebrek en aptyd vir geestelike dinge dalk die duiwel se invloed wees? Kan jou ongemak met medegelowiges dalk die werk van die duiwel wees? Kan jou luiheid om betrokke te raak by Christelike aktiwiteite, jou biddeloosheid, jou gebrek daaraan om die Bybel te bestudeer, dalk die Satan se slim invloed wees? Kan baie van jou negatiewe gevoelens teenoor geestelike leiers of ander Christene dalk die werk van die duiwel wees? Of kan die stres by die werk of jou swak gesondheid dalk plannetjies van die duiwel wees om jou af te rokkel weg van God af? Party Christene het dalk gehoor dat alles wat verkeerd is met hulle lewe is weens demoniese aanvalle.
Dit kan waar wees, maar dit kan ook die resultate wees van hulle eie sondige gedrag. In plaas daarvan om erns te maak met wat aan die binnekant aan die gang is die versoeking daar om die duiwel daar buite te blameer. Party het al die vrugtelose pogings beleef om demoniese geeste uit te dryf, terwyl die eintlike moeilikheid aan die binnekant maar net vermeerder het. Hulle het later gevoel hulle is hopeloos en hulle het geen toekoms nie. Hulle begin hulle self sien as onskuldige slagoffers in plaas van skuldige sondaars. Dalk is die eerste ding wat ons moet doen as ons worstel met iets om eers bewus te wees van die geveg wat aan die binnekant aan die gang is weens sonde. Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Julle moet veg teen die duiwel, dan sal hy wegvlug van julle. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Die Boodskapvertaling sê, verklaar die duiwel vyand nommer 1 in jou lewe en gee hom nie 'n enkele kans nie. Hy sal dan van jou af pad gee, omdat hy niks kan regkry nie. Julle moet God se hand al hoe stywer vashou, dan sal hy julle hand ook al hoe stywer vashou. As julle verkeerde dinge doen, hou op daarmee. Hou op om aan die een kant God te wil dien en aan die ander kant nog met julle sondes aan te gaan. As die duiwel jou gedurig aanval en irriteer, weerstaan hom. Moenie hom verwelkom nie. Moenie die deur oopmaak en vir hom 'n vastrapplek gee nie. Moenie hom innooi en kuier saam met hom nie. Sê nee. Weerstaan hom. Neem aksie. Dit is meer as om net die duiwel te ignoreer. Moenie probeer voorgee dat hy nie daar is nie. Dit is 'n aktiewe weerstand teen sy teenwoordigheid. Sê vir hom, gaan weg van my af. Hou op om vir my in die versoeking te lei. Voortsek. Efesiërs 6 vers 11 stel dit so. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek kan draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar's 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Dit is nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reg hou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge, sal die duiwel net mooi niks in julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Dit is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die duiwel iets aan julle doen. Die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. Die wete dat God jou van al jou sondes vrygespreek het, moet soos 'n stuk staal jou bors beskerm. Jy moet altyd gereed wees om vir ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons bring. Dit moet soos die skoene aan jou voete wees. Dan is daar nog jou geloof. Die intieme verhouding met die Here moet soos 'n skild wees, waarmee al die giftige aanvalle van die bose keer en een kant toeslaan. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie. Nee, jy is gered. Dit is soos 'n ysterhelm wat jou gesig en kop beskerm. Die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd mee te voer. Dit maak nie saak wat gebeur nie, jy moet altyd bid. Praat met God en vra hom wat jy wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. Onthou dit en moenie julle onkant laat vang nie. Moet ook nie vergeet om gedurig vir julle mede-Christene te bid nie. En moenie van my vergeet nie. Paulus het 'n geestelike oorlog beleef waarin hy weerstand gebied het teen die duiwelse aanvalle op die gelowiges in Efese. Hy skryf selfs hoe die Satan sy planne om hulle te besoek verhinder het. God wil hê dat ons stewig moet vasstaan in ons geestelike gevegte. Want die duiwel wil hê ons moet ingee, oorgee en weghardloop. Om die wêreld en sy demoniese versoekings te oorkom, moet ons die duiwel teenstaan en dan sal hy van ons al wegvlug. Dit is 'n belofte. Dis goed om dit te onthou, want partykeer is versoeking so kwaai, is depressie en die ontmoediging so oorweldigend, dat ons sommer net wil opgee en die handdoek ingooi. As ons egter getrou weerstand bied, sal die vyand wegvlug. Hoe kan ek die duiwel teenstaan in die praktyk? Ons doen dit wanneer ons die duiwel weerstaan, deur die skrif te ken en dit getrou toe te pas. Toe Jesus in die wildernis was, het hy die skrif gekwoteer om die duiwelse versoekings te oorkom.
Net soos ons in die versoeking kom deur welis of materialisme of depressie of angs of tweespalt of enigiets anders, moet ons spesifieke verse aanhaal uit ons geheue om die versoeking mee te konfronteer. Hoe meer ons God se woord ken en kan toepas, hoe meer sal ons die duiwel verslaan. Wanneer ons in die versoeking is om bekommerd te wees of te kla, moet ons onthou dat God ons geroep het om alle dinge te doen sonder om te kla en te verskil daaroor, maar dat ons eerder hom moet dank onder alle omstandighede. Wanneer ons in die versoeking is om vas te hou in 'n wrok, moet ons onthou dat as ons nie ander gaan vergewe nie, God ook nie vir ons sal vergewe nie. Ons word juis geroep om te vergewe, soos Christus vir ons vergewe het. Ons blus die vyand se vurige pyle as ons vergifnis getrou gebruik en toepas in ons lewens. Ons weerstaan ook die duiwel deur 'n regverdige lewe te leef. Paulus verwys na 'n regverdige lewe as beskerming teen die bose, wanneer hy gelowiges oproep om 'n borsplaat van geregtigheid aan te trek. Wanneer ons ook al wandel met sonde wat nie bely is nie, gee dit vir die duiwel 'n oop deur om ons te verlei of om ons te martel. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie, sê die vertaling. Sonde gee vir die duiwel 'n oop deur om ons in te trek na meer sonde en verslawing, ingesluit emosionele bagasie soos woede en angs en depressie. Ons weerstaan die duiwel deur te kies om 'n regverdige lewe te leef, in plaas van kompromie aan te gaan met die wêreld. Ons weerstaan die duiwel deur gereelde interaksie met medegelowiges te hê. Omdat ons in 'n geestelike oorlog gewikkel is met demoniese magte wat die wêreld verinneweer, maak dit sin dat ons dit nodig het om te assosieer met ander soldate, die liggaam van Christus, vir geestelike beskerming en oorwinning. Dit is die gelowige wat alleen is, sonder goddelike fellowship en gemeenskap, wat die maklikste aangeval word deur die vyand. Hy is weerloos so op sy eie, soos 'n bokkie wat deur 'n trop wolwe of cheetahs afgekeer word van die trop. So iemand is maklik kanonkos vir die duiwel. The Christian who neither knows his Bible nor is in intimate relationship with Jesus is easy prey for the devil. Toets bietjie jouself. As ek getrou daarmee om gereeld met ander gelowiges te ontmoet vir aanbidding en om te luister na Bybelse lering, is ek eerlik en deursigtig in my verhouding met ander broers en susters, waar ek my sondes kan bely, vra vir gebed en verantwoording doen vir my dade? Dien ek die liggaam van Christus? 'n Christen wat nie dien nie, groei nie en is geestelik kwesbaar. Jy kan nie 'n geveg wen deur net verdedigend te wees nie. Jy moet ook aanvallend raak deur die koninkryk van God te versprei, die evangelie te verkondig. Jy het jou geestelike boeties en sissies nodig in hierdie oorlog. Saam is julle tot soveel meer in staat. Ons weerstaan ook die duiwel deur te bid. Nadat Jesus 'n demoon uit 'n seun uitgedryf het, het sy disippels hom gevra hoekom hulle dit nie in staat was om die demoon uit te jaag nie. Daar in Markus 9 het Jesus geantwoord dat hierdie soort net kan uitkom deur gebed. As allerlei tipes demone en demoniese aanvalle, partykeer kan hulle verslaan word deur net skrif te quoteer of deur geestelike musiek te speel, maar ander kan net verslaan word deur volhardende en getroue gebed. Dit is veral waar met vestings in 'n kultuur, of regerings wat die armes uitbuit, onskuldige babas vermoor, mensenhandel voorstaan of Christene vervolg. Daar is kere wanneer individuele Christene en groepe gelowiges moet saamstaan om te vas en te bid, tot daar 'n deurbraak kom. Die gesamentlike gebede van die gelowiges was nog altyd 'n bekende teken tydens elke herlewing wat plaasgevind het. Petrus is self deur Jesus gewaarsku dat die Satan hom beet het, maar Petrus het sy woorde geïgnoreer en toe hy weer sien het hy geval deur Jesus 3 maal te verloon. Die duiwel is 'n realiteit wat deur Hollywood afgewater is na 'n grillerige kamma-monster. Hy verblind diegene wat nie glo nie en laat hulle wandel in duisternis. Jy kan vir een ding seker wees, en dis dat die duiwel sy mes in het vir jou as 'n gelowige. Hy sal enigiets in die boek probeer en vuil speel om jou aandag weg te trek van God af.
Hy sal sy posisie misbruik om jou aandag af te trek, jou in versoeking te lei en om gelowiges te verwoes. Wat kan ons daaromtrent doen? Weerstaan die duiwel. Sluit aan by die goddelike weerstandsbeweging teen die bose invloed van die duiwel. 'n Bose mag het ons wêreld betree en probeer dit oorvat, maar ons as gelowiges kan weerstand bied. Toe die Duitsers tydens die Tweede Wêreldoorlog Holland ingeval het, is die predikante gewaarsku oor hulle reaksie daarop. Dr. Klaas Schilder het hulle aanbeveel om nie te preek oor die nasies en die probleme wat hulle elke dag veroorsaak nie. Hulle moes hulle egter ook nie ignoreer nie. As hulle byvoorbeeld sou preek oor die eerste gebod, dan moet hulle afreken met ander gode. Hulle sou die boosheid van Hitler die beste weerstaan deur die een ware God te aanbid en op hom te fokus. Soos dit ook met ons in ons weerstand teen die duiwel. Ons kan 'n duiwel agter elke bos uitskop, maar dit sou teenproduktief wees om preek op preek te spandeer op die duiwel. Ons sou hom te veel publisiteit verskaf. Hoeveel tyd spandeer die Nuwe Testament op die duiwel? Baie min. Jy dien die weerstand die beste deur meer te fokus op Jesus en sy koninkryk, deur vir hom te lewe. Jy weerstaan die duiwel deur baie te maak van Jesus. Jy weerstaan elke poging van hom deur Jesus as jou eerste liefde te erken. 'n Onderwyser gee eendag 'n klomp studente 'n toets, waarin hulle vir 'n halfuur lank moes skryf eers oor Jesus en dan 'n halfuur lank oor die duiwel. Een student het aangegaan deur heeltyd net oor Jesus te skryf, en toe in sy laaste sin skryf hy, ek het nie nog tyd vir die duiwel nie. Dalk is dit die oplossing. Ons moet baie maak van Jesus Christus. Toe Martin Luther besig was om die Bybel te vertaal vanuit Latyns na Duits, het hy bewus geraak van die duiwel se teenwoordigheid. Hy het hom gesien as 'n pragtige figuur wat verskyn het. Hy gryp toe sy inkpot en gooi dit na die duiwel, wat homself dikwels voordoen as 'n engel van die lig. Die inkvlek teen die muur is vandag nog te sien daar in die Wartburg Fort. Luther het geweet dat hy die duiwel moes weerstaan. Maar saam met die opdrag om die duiwel te weerstaan, is daar ook 'n belofte. Hy sal van jou af wegvlug. Daar word die storie vertel van 'n 14-jarige Christenmeisie wat die teiken geword het van die duiwel. As sy die duiwel sou weerstaan, sou dit nie hitte te wees soos die Griller flieks voorstel met allerlei chaos of verminkte mense nie. Die Bybel sê dat ons is meer as oorwinnaars in Christus. Die meisie het nie 'n duim toegegee vir Satan nie, en die resultaat was dat hy weggehardloop het van 'n kind, want sy was een met God, beskerm deur sy genade. Satan kon niks aan haar doen nie. Christus wat met haar was veel sterker as die duiwel. Die derde opdrag is om nader aan God te kom, na God toe te hardloop, intimiteit met hom op te soek. Jy kan nie jouself onderwerp aan God sonder om die duiwel te weerstaan nie. En die enigste manier om dit te doen is om vir God eerste plek in jou lewe te gee. Jy kan net die duiwel weerstaan as jy naby aan God leef in intimiteit. Waar gaan jy in die teenwoordigheid van God wees? Gaan kerk toe. Gaan na plekke waar 2 of meer gelowiges saamkom, want waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is Christus teenwoordig. Wil jy sy teenwoordigheid beleef? Maak seker, jy meng gereeld met mede-Christene. Jakobus 4 vers 8, gee net vir God plek in julle lewe. Julle moet nader kom na God toe, dan sal hy nader kom na julle toe. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Daar word gesê dat die Christelike lewe is soos wanneer mens 'n stroom opswem. As jy nie meer vorentoe beur nie, gaan die strome van die wêreld jou terugspoel. Ons kan dit nie bekostig om stagnant te raak in ons Christenlewe nie. As ek ooit wêreldse versoekings wil oorkom en herlewing wil beleef, moet ek altyd vorentoe beur. Ek moet intimiteit met God najaag. Paulus het dit gedoen. En daar in Filippense 3 vers 10 sê hy, een ding wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus se nie, al beteken dit ook dat ek soos hy moet sterf. Ek weet tog dat ek soos hy eendag lewendig uit die kloue van die dood sal stap. Ek wil nie voorgee dat ek geestelik al alles het of al geestelik by die wenpaal verby is nie. Ek span nou eers alles in, my in,
om daardie doel te bereik, juis omdat Jesus sy hand na my uitsteek en my vasgegryp het. As ek nie 'n passie ervaar om meer van God te kry nie, gaan iets anders my passie word, en stadig sal my geestelike gesondheid agteruitgaan. Our opportunity as believers is to burn with passion, to be continually aflame for God. Psalm 73 het Asaf sy oë van God afgehaal en begin liefraak vir die dinge van hierdie wêreld. Eers toe hy terugkeer na die huis van God, het hy sy perspektief op die ewigheid reg gekry en gesê dat dit goed is vir hom om naby aan God te wees. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Volgens Jakobus gebeur daar 'n wonderlike ding as jy nader aan God beweeg. Hy sal ook nader na jou toe kom. As jy ver van God af voel, raai bietjie wie weg beweeg. Nie God nie. Jy. God wag vir jou en verlang daarna dat jy moet terugkeer na hom toe. 'n Goeie prentjie daarvan is te sien in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15. Ons almal ken die verhaal van hoe die seun sy erfporsie gevat het, dit gaan uitmors het en uiteindelik besluit het om terug te keer na sy pa se huis as 'n slaaf. Toe sy pa hom sien waar hy op die pad aankom, het hy opgespring na hom gehardloop en hom omhels. Dis soos dit werk as jy besluit om terug te keer na God. Dis 'n prentjie van God wat na jou toe hardloop en jou omhels. Die pa die seun oorlaai met aanvaarding, met herstel, met vergifnis. Terwyl die seun maar nog eenvoudig in die regte rigting geloop het, in die rigting van sy vader se huis, het dit die vader gemotiveer om na hom te hardloop. God doen dieselfde met ons. The soul-tingling truth here is, if you go after God, He will go after you. Inch towards God and He will step towards you. Step towards God and He will spring towards you. Spring towards God and He will fly to you. Die pa het hom gesoen, 'n ring aan sy vinger gesteek, hom nuwe klere gegee, skoene aan sy voete gesit, die gemeste kalf laat slag en 'n fees gehou, want sy seun het weer teruggekeer. So hoe nader ons tot God? Wat is die metode om na hom toe te kom? Vers 8 gee vir ons die antwoord hoe om tot God te nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Julle is mense wat sonde doen, julle moet ophou om verkeerde dinge te doen, julle is vals en julle doen nie wat julle sê nie. Julle moet ophou om verkeerde dinge te dink. Die boodskapvertaling sê, julle is mense wat sonde doen, julle moet ophou om verkeerde dinge te doen. Julle is vals en julle doen nie wat julle sê nie, julle moet ophou om verkeerde dinge te dink. Die Jode wat die eerste gelowiges was heel bekend met die gedagte van seremoniële reiniging, as teken van jou reinheid en toewyding aan God. Jakobus noem hulle egter sondaars. Onthou, dis gelowiges wat hy hiervan praat. Hy ontmasker hulle as ware en sê dat hulle nie waarlik vir Jesus lewe nie. Wanneer Jakobus verwys na hande, verwys hy na ons aksies, dinge wat ons doen. Hy verwys na uiterlike sonde, soos om mekaar sleg te sê en te beswadder, om die armes te vertrap en nie te respekteer nie, om te veg met mekaar. En wanneer hy praat van harte, praat hy van ons houding, hoe ons dink en voel. Ons moet ontslae raak van sonde soos trots, selfsugtigheid, jaloersheid en welis. God kyk na die hart. Wat in die hart van die mens opkom, loop gewoonlik uit op aksie en dade. As ek dus nader aan God wil kom, moet ek ontslae raak van my sonde, dit bely, my hande en hart skoonmaak, en nie langer probeer om weerskante van die heining te leef nie, om vir God en Mammon te dien nie. Ek moet kies wie vir my die belangrikste is. Ek kan nie vir die wêreld en vir God se span speel nie. Daar moet geen vaste plek vir die duiwel oorbly in my lewe nie. Toets jouself, waaraan hou ek nog vas in my lewe wat voor die Here bely moet word? Watter tekens is daar in my lewe dat ek nog sukkel met sonde wat vaste plek gekry het? Hoor bietjie Jeremia se woorde aan die Jode wat na Babylon weggevoer is weens hulle geestelike afgoderry. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sê julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Ek verstaan wat julle graag wil hê. Ek sal sorg dat julle nie langer as gevangenes in 'n ander land sal bly nie.
Ek sal julle wegvat tussen al die nasies waar julle nou is. Dit is so dat ek die rede is dat julle daar in die vreemde sit. Maar ek sal julle na julle eie land toe terugbring, sê die Here. Vir die Jode in ballingskap wat intimiteit met God begeer het, kon hulle dit nie kry deur lewelose rituele en routines nie. Hulle moes God soek met hulle hele hart. As hulle dit sou doen, sou hulle hom ervaar op 'n spesiale manier. Maar nie net dit nie, God sou hulle dan verlos van ballingskap en hulle vrylaat. In ons worsteling met versoekings en terugslae moet ons God soek met toenemende intensiteit, sodat ons oorwinning en vryheid in Christus kan ervaar. Die vierde opdrag is om miserabel te word, om te treur, om te huil, om hartseer te wees. Heel waarskynlik het jy nog nooit 'n preek gehoor wat net op hierdie vers geskoei was nie. Dit sou dalk so klink. Dankie dat julle vandag keer toe gekom het, wees miserabel, huil en treur. Maar dis nie wat die Bybel hier sê nie. Vers 9, weeklaag en treur en huil, laat julle lag in droefheid verander en julle blyskap in somberheid. Ander vertaling sê, julle moet besef dat dit baie sleg gaan met julle. Julle moet huil en treur. Julle is nou vrolik, maar julle moet hartseer word. Julle is nou bly, maar julle moet ophou om bly te wees en julle moet weet dat julle nie goed genoeg is nie. Nog 'n vertaling sê, bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid en rou verander en julle blyskap in droefheid. Dit is iets waaroor julle baie sleg moet voel. Julle behoort daaroor te huil. Vee die glimlag van selftevredenheid van julle gesig af en wys hoe jammer julle oor julle sondes is. In plaas van die lag van vrolikheid moet daar die traan van skuld en rou wees. In elke groot herlewing was daar lang periodes van diepe treurigheid oor sonde, soos as mense oortuig is deur God van sonde en hulle dit bely het. Die Joodse Christene word ook so opgeroep deur Jakobus om te treur en weg te draai van hulle sonde, sodat hulle herlewing kan beleef. Ongelukkig is daar baie gelowiges wat lag oor sonde, toe hulle eintlik moes huil daaroor. Party voel dit maak nie eintlik saak nie, terwyl hulle eintlik gebroken moes wees daardeur. Dieselfde houding was daar onder Joodse gelowiges in die vroeë kerk. Hulle het die woord van God gehoor, maar dit nie gehoor gegee nie, dit nie gehoorsaam nie. Hulle het die rykes voorgetrek en die armes oneer aangedoen. Hulle tonge het vir God geseën, maar ook mekaar vervloek. Hulle het geleef volgens wêreldse wysheid wat selfsugtig en jaloers was. Hulle het gewelddadige verskille in die kerk beleef en partye selfs doodgemaak. Maar het lyk nie of al hierdie wêreldsheid en boosheid die Christene geplaag of skaam gemaak het nie. Hulle harte was verhard en hulle het selfs gelag daaroor, gewys het hulle net soos die wêreld geword het. Vir hulle en ons om wêreldse versoekings te oorkom en om herlewing te beleef, moet ons sondes bely. Ons moet jammer wees daaroor en treur daaroor. Ons moet 'n verandering van hart beleef, omtrent ons sondes, die sonde in ons gemeenskap en die sonde in die wêreld. To confess your sins to God is not to tell him anything he doesn't already know. Until you confess them, however, they are the abyss between you. When you confess them, they become the bridge. As daar enige sonde in jou lewe is dit nou tyd om daaroor te treur en te huil. As daar enige onbelyde sonde in jou lewe is dit tyd om hartseer te wees daaroor. Jy kan geen plesier vind in die sondige dinge van hierdie wêreld nie. Jy kan net plesier vind in God. En jy kan nie God vind sonder om skoon hande en 'n skoon hart te hê nie. Ons ken die verhaal van Dawid wat uitgevang is na sy oorspel met Batseba, net nadat hy van haar man Uria ontslaag geraak het. Die profeet Nathan het 'n woord van die Here vir hom gehad en hy het dit ter harte geneem, dit nie ontken nie. Here, u wil nie hê dat ons u moet probeer vergoed vir alles wat u vir ons doen nie. Anders sou ek dit doen. U vra nie offers van ons nie. Al wat u wil hê, is dat iemand laag voor u buig en kom sê hy is jammer oor sy verkeerde dade. God, u sal nooit iemand wat sleg voel oor sy sonde van u af wegstoot nie. Dit is een van die lekkerste dinge om te juig en vrolik te wees as 'n Christen, maar daar is ook 'n tyd van treur en huil. Jesus noem in sy bergpredikasie dat ons vertroos sal word wanneer ons treur. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die woord geseënd of gelukkig beteken om uiters bly te wees,
jouself gelukkig te ag. Jy is gelukkig as jy kan treur oor jou sonde, en dan na God kan nader vir sy vertroosting en genesing. Psalm 30 vers 6 sê, waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Psalm 126 vers 5, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Die 5de opdrag is om nederig te wees, om na God toe te gaan met 'n verwagting. Die enigste manier op is af. Die wêreldse manier is om jou pad oop te veg boontoe, op ander te trap. En God se koninkryk is 'n manier om nederig te word, sodat God jou sal oplig. En God se ekonomie is die enigste manier boontoe, ondertoe. God se genade vloei soos met gravitasie af na die nederiges. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog, sê Jakobus. Julle moet vir die Here wys dat julle nie dink julle is belangrik nie, dan sal hy julle belangrik maak. Buig baie laag voor die Here, sê dat jy jou hele lewe net vir hom wil leef. God sal jou optel daar waar jy in oorgawe voor hom buig, en jou op 'n ereplek reg op kop omhoog langs hom laat staan. Val voor die Here neer en wys dat julle van hom afhanklik is, en hy sal julle optel en aan julle aansien gee. Vers 6 het aangekondig dat God meer genade gee, en hier in vers 10 raak dit duidelik dat genade diegene tref wat nederig is. Toe die verlore seun sy trots gevolg het, het hy sy pa verlaat, al sy geld spandeer aan dobbel en prostituie. Op die ouend was hy arm, gereed om selfs die varke se kos te eet. Maar toe hy homself verneder en teruggaan huis toe, het die Vader hom meer genade bewys as wat hy verdien of verwag, en hom herstel in 'n ereposisie. Sy Vader het vir hom klere gegee, hom verwelkom in die huis, en 'n partytjie vir hom gereël. Wanneer ons leef in geestelike afgoderry, 'n lewe vir die wêreld, dan ontbreek ons aan die intimiteit en die seën van God. Ons sukkel om ons tye te geniet in Bybelstudie en gebed, maar wanneer ons onsself verneder en na God terugkeer soos die verlore seun, hardloop God na ons toe. Vir party beteken dit dat nederigheid beloon sal word met aansien, met 'n herstel van hulle roeping in die lewe. Wanneer jy vir die wêreld leef, raak jy 'n nul op 'n kontrak vir die koninkryk van God. Maar as jy jou bekeer en verneder voor God, herstel hy jou bruikbaarheid. Hy kan selfs die jare herstel wat die sprinkane van Joël afgevreet het. Dit was ook God se belofte aan die Israeliete in ballingskap, weens hulle geestelike afgoderry en sonde. Israel was opgeroep om 'n lig vir die nasies te wees, 'n seën vir die wêreld. As hulle sou terugkeer na God, sou God hulle weer eens begin gebruik op daardie manier. Dieselfde is waar van gelowiges vandag. As ons kompromieë aangaan met die liste van die wêreld, verloor ons baie van God se genade. Maar wanneer ons terugkeer na God met ons hele hart, begin God sy planne vir ons lewens te vervul. As jy ooit jou wêreldsheid wil oorkom en herlewing wil beleef, moet jy na God gaan met 'n verwagting en geloof. Soos ons wegdraai van sonde en hom opsoek, sal hy ons verhoog en herstel, vir ons meer genade gee, en die roeping op ons lewens tot volle uitwerking laat kom, tot sy eer en tot voordeel van ander. As jy oorgegee aan God, weerstaan jy die duiwel, trek jy al nader aan God, treur jy oor jou sonde, verneder jy jouself onder die magtige hand van God, volg hierdie stappe en jy sal genees word van konflik, gevegte en oorloë in jou lewe, en opnuut in pas kom met God. Billy Graham som dit op. God's mercy and grace give me hope for myself and for our world. Here, vandag wil ek myself opnuut aan U kom oorgee en al nader aan U beweeg. Ek is vir U desperaat nodig. Ek is jammer oor die gemors wat ek gemaak het in my lewe. Genees my hart en bring my weer in pas met U. Amen.